ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Goed, ons het, dankie julle, dankie vir dit. Ons het 'n belangrike woord vanaand om na te kyk en te verstaan in ons harte, baie belangrik. En ek het verlede maandag het ons daarmee begin, ons het gekyk na die vrees van die Here, as ek reg onthou, het ons die videoetjie wat hier uit hierdie saal gekom het, se titel was, die vrees van die Here laat jou groei, met die belofte, dat ons vanaand gaan kyk na 1 Petrus 4 vers 17, wat sê dat die oordeel moet by die huis van God begin, wat dit beteken. Maar voordat ek dit doen, het ek beloof vir die mense wat deel is van die Vita Dei community kanaal op WhatsApp 'n paar belangrike dinge te sê, en ek wil net gou so vinnig as wat ek kan daardeur gaan, en ek dink dit is belangrik omdat ek weet baie van hulle kyk ook hierdie video, en is goed ook dat jy dit direk en persoonlik van my sal hoor. Eerstens is ek verskriklik bevoorreg vir almal wat ons help op hierdie kanaal, al die mense wat as admins optree, mense wat ek nie eers ken nie, en ons het nog nooit ontmoet nie, maar hulle hart is in dit, en hulle help graag, en hulle bedien, en dit is net kosbaar om te sien. Tweedens wil ek sê, moenie dit misverstaan nie, ons begin nie 'n kerk nie. Dit is nie 'n denominasie of 'n kerk nie, en die doel van die platform is baie eenvoudig, so ek gaan dit nou in my woorde sê. Die doel van die platform is bloot net dit, om mense wat na die Vita Dei kanaal kyk, in een bepaalde streek met mekaar te verbind. Want daar is 'n geweldige behoefte daarvoor. Mense ontdek, hulle dink, sê nou maar in Vryburg, noem nou maar 'n dorp, is hy die enigste een wat dit kyk en die laaste 3 jaar kyk, of 5 jaar of 6 maande, en beleef dat die Here hom, dis 'n denkbeeldige persoon nou, in sy hart roer, en hy wil graag met ander mense, wat ook so geroer raak, kontak maak. En dan kom hy op die WhatsApp groepie, dan sê hy, maar daar is 6 ander mense in Vryburg, wat hy nooit van geweet het nie, wat dit ook doen. Nou, dis presies die doel van die WhatsApp kanaal. Dis nie om vir mekaar in die oggend te sê goeiemôre, en in die aand te sê goeienag nie. Dis nie om mooi boodskapies te stuur met blommetjies en gediggies en so nie, want ons het genoeg daarvan. Nee, ons is tot hier toe, overloaded. Dis nie om vir mekaar fotootjies van jou kleinkinders te stuur nie, alhoewel dit 'n baie groot versoeking is. Dit is slegs dit. Ons wil weet wie is die ander mense, en ons wil weet, roer die Here Jesus jou lewe in jou hart. Dis wat ons wil hoor. Ons wil nie kerk praat nie, ons wil nie godsdienst praat nie, en ons wil nie teologie praat nie, ons wil Jesus praat. Daar is 'n behoefte daarvoor. Nou, die kanaal is nie vir almal gewens nie, en ek verstaan dit 100%, maar daar is definitief mense wat 'n behoefte daarna het, en dis spesifiek vir julle. Ons het nog een groot omwenteling wat gaan moet plaasvind. Ek wil gou sê wat dit is. Ons het die kanaal begin, en is 'n community. Wat weet ek van 'n community? Leanne het gesê, dis 'n gawe idee. Ek het ingespring soos 'n ou wat, jy weet, net inspring. En toe, baie vinnig kom ons agter, maar WhatsApp laat ons net 101 groepe toe, en ons is byna reeds 101 groepe. En dis nou in Suid-Afrika en ook in die buiteland. So ons het toe besluit, 'n gawe ding gaan wees om 10 sulke communities te begin, 1 vir elke provinsie en 1 vir die buiteland. En dan het ons oor 1000 groepe, wat beteken ons is dan veilig. Ons kan dan uitbrei, maar ons wil baie streng, en ek vra die admins van die verskillende groepe om my daarmee te help, ons wil streng by die agenda hou. Die agenda is eenvoudig, nes die evangelie, en ons hou daarby, en daarvoor het ons hulp nodig, maar as nie net die admins nie, dis almal wat deel is daarvan, so baie dankie daarvoor, en ons vertrou die Here Jesus, om ons hierin te lei, want ek het nou agtergekom die laaste week, dit het te veel energie van my getrek, en dit is dis 'n stryk,
pas op vir dit. Lydia sien dit dat jy is, ek het ook gesien, jy is op meer as 500 van die groepies. Nee, sommer 'n klomp, ons is nog nie 500 groepies, maar is ook 'n waarskuwing sommer vir jou, né? Om Jesus baie noukeurig hierin te volg, jou nie te overextend nie, maar net te doen wat hy sê. Hoor, dis die belangrikste, en hy voed die massas. Dis nie ons nie. Ons het die 5 broodjies, is hopeloos te min vir die skare, maar hy vermeerder dit. En ons wil hê hy moet dit vermeerder, want as hy niks doen nie, het ons niks om te gee nie. Klink dit soos goeie gaweraad? Nee, so dit is stappie vir stappie, ons sal nou binnekort bekend maak hoe die skuif gaan plaasvind, maar voorlopig mag die Here Jesus verheerlik word op daardie platform, want dis die doel. So baie bly om dit te kan sê. Nou, wil ek hê, voordat ons gaan na 1 Petrus hoofstuk 4, gaan net vinnig na Jesaja 66. Ons wil daai skrifgie net weer lees. Jesaja 66, kan julle onthou wat dit gesê het? Jesaja 66 vers 2 was die gedeelte waar daar praat van die mense wat bewe vir die woord van God. Nou ek sê nou vir jou, die Afrikaanse ou vertaling het 'n manier om sekere dinge te stel binne die Bybel, maar ek is so bly, hulle het hierdie so gestel, so vertaal, nee, om te bewe vir sy woord. In Afrikaans is dit so glasklokhelder, verstaan presies. So ek wil net die versie saam met jou lees. Kom ons lees vers 1 saam. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak en so het dit alles ontstaan. Spreek die Here. Nee, die woordjie Here, daar is 'n hoofletter, sien julle dit? Nee, want dit is Jahweh, die naam van God. En dan gaan hy verder, ek let op hom wat arm is en verslaaf van gees. Die teenoorgestelde van trots van gees, verhewe. Ek let op hom wat arm is en verslaaf is van gees, en wat bewe vir my woord. Nou ek wil net vir jy moet net weet, ek dink nie ons het dit verlede keer gesê nie, dis nie 2 mense nie, dis 1 mens. Verslaaf van gees en bewe vir my woord beskryf 1 mens. Nou hierdie is belangrik, want daar is 'n korrelasie, daar is 'n verhouding tussen verslaaf van gees en bewe vir sy woord. Trotse mense, mense wat hulle self verhef, is mense wat definitief nie bewe vir die woord van God nie, dit is so. Maar iemand wat bewe, is ook iemand wat 'n nederige gees voor God het, nie selfverheffend nie. Julle weet wat is die definisie van nederigheid en trots? Nee, het ek het al hier gesê, ons sê dit baie by die IFJJ, ek het vir jare gedink, nederigheid beteken, ekskuus, nou kan ek nie die woord gebruik wat ek altyd doen nie, so kom ek, help my pappa met 'n sinoniem, 'n sinoniem, vir gevrek. Ek kan nie aan 'n beter woord dink. Ek het vir jare gedink, 'n nederige ou is so 'n gevrekte ou. Verstaan jy? En hoe gevrekter jy is, hoe nederiger is jy. Nee, maar eerlik, sonder grappies, dit was definitief my idee. En as daar iemand by ons kom kuier en is so opgevoude oom, jy weet, dan het my maale gesê, hy is so nederig. En toe het ek op 'n stadium probeer opgevou wees en dit wou nie werk nie. En toe weet ek's verdoem vir die res van my lewe, want die skrif sê, God weerstaan die hoogmoediges. En toe ek nou later agtergekom, nee, dis glad nie wat nederigheid beteken nie, want iemand wat so nederig voorkom, kan onsaglik trots wees. Moenie hulle miskyk nie. So een manier om nederigheid te verduidelik, is om te sê, ek stem met God saam. Wat hy ook al sê, ek stem met hom saam, ek het nie 'n ander opinie of 'n addendum of 'n errata nie. Wat hy sê, aanvaar ek net so, en ek buig my onder dit. Dis wat nederigheid beteken. Die teenoorgestelde daarvan is natuurlik trotsheid. En trotsheid beteken om nie met God saam te stem nie. En net om dit vir julle prakties te maak,
wat gaan ek sê as 'n voorbeeld, as God sê, daardie persoon het net soveel waarde as jy, en jy stem nie daarmee saam nie, al is dit hoe subtiel, wandel jy in die trotsheid van jou hart. As God sê, jy's verkeerd, sê jammer, en jy verskil daarmee, wandel jy in die trotsheid van jou hart. Jy bewe nie vir sy woord nie. Kan julle dit verstaan? Maak dit sin? Lekker prakties, né? Vat hom van daar bo, bring hom hier tussen ons in. So dit is presies wat Jesaja 66 vers 1 en 2 sê, né? Op hierdie man sal ek let. Nou as ons daardie versie, nou dink ek vinnig, en dan hoor ek my pa se stem so in die agtergrond. Julle wil nie weet wat het hulle alles vir my gepreek nie. Jenetjie. My ma se gunsteling vers terwyl ek 'n tiener was 1 Samuel 15 vers 22. En dit sê wederstrewigheid is die sonde van heksery. En hoekom sy gedink het ek dit moet hoor weet nigter alleen? Nee, en hierdie ene, my pa lees uit 2 Kronieke 16 vers 9, want die oë van die Here loop deur die hele aarde en soek om diegene kragtig te ondersteun wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Nou 2 Kronieke 16 vers 9 en Jesaja 66 vers 2 sê presies dieselfde ding, net in ander woorde. Wat beteken dit om 'n onverdeelde hart te hê voor God, is om 'n hart te hê wat bewe vir sy woord. Dis so eenvoudig soos dit. Nie 'n verhefde hart te hê nie, maar te buig voor hom. Dit is 'n onverdeelde hart. Nou, met dit as agtergrond, gaan ons na 1 Petrus 4, en dan gaan ons nou 'n ander versie lees, en dit gaan in die Ou Testament wees, so weet net, julle gaan nou weer terugbly. Nou 1 Petrus 4, vers 17 is die een waarna ons mik, maar ons gaan nou nie by vers 17 begin nie, ek gaan by vers 12 begin, omdat ek wil hê, jy moet die aanloop van vers 17 hoor, dis baie, baie belangrik. So die aanloop van vers 17 begin by vers 12 met die woord geliefdes. Is dit nie mooi nie? Geliefdes. 'n geliefde, julle weet hoekom word gelowiges geliefdes genoem, want hulle is in die geliefde. Hulle is verbind aan die geliefde. En omdat hulle aan die geliefde verbind is, omdat hulle hulle lewe toegesê het aan die gesag van die geliefde, daarom kyk God ook na hulle as geliefdes. Daaroor is die Bybel baie duidelik, dink dit was Johannes 16, nee was dit 16 vers 29 daar rond, ek dink nie ek is korrek nie, maar dit is in die omtes waar Jesus sê, die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het. En dit is een van die stellings in die Bybel wat so in your face is, nee. Dit is net so, hoor wat staan hier, die Vader self het julle lief, en daar is nie 'n punt nie, daar is 'n omdat. En ons spreek om die Vader self het jou lief, punt. Asof Jesus net glad nie 'n rol speel nie. En dan kwalifiseer Jesus en sê, die Vader self het julle lief vir hierdie rede. Daar's 'n rede. Het die Vader 'n rede nodig om jou lief te hê? Natuurlik het hy. Jy is sy vyand. Natuurlik, jy staan in die rebellie van jou hart, dink jy's op dieselfde vlak met God, glo nie sy woord is waar nie, glo nie sy karakter is betroubaar nie, en dink jy kan jou eie lewe realiseer. Dink jy God kyk na jou met gawe sagte oë? Hoe kom jy dan in die hel as dit waar is? Maar as iemand na wie hy kyk, van wie hy gesê het, op hierdie man sal ek let. Op hierdie man. En die ander een, sal ek nie op hom let nie. Dis 'n kwalifiserende frase. Op hierdie een sal ek let. As Jesus sê, die Vader self het julle lief, omdat. Omdat wat? Die julle my lief het. En hoe het ons Jesus lief? Dis eenvoudig, dis Evangelie 1:01. Jesus se woorde, 5 keer of 4 keer in Johannes 14 sê,
as julle my liefhet, doen wat ek sê. As jy my liefhet, bewe jy vir my woord. As jy nie bewe nie, is jy nie lief nie. Maak nie saak wat se liedjies sing jy nie. Nou dis belangrik dat jy dit hoor. Baie belangrik. Nee, op hierdie een sal ek let. Ons kan nie die woorde van God net een kant toeskuif nie. Dis kwalifiserend en spesifiek van aard. En het direk betrekking op my lewe. Want jy kan my vra, so vertel my Richard, waar staan jy? Is jy een op wie God let? Ek kan nie vir jou sê ja, want ek is die dominee nie. Dis nie die kwalifiserende eienskap nie. Die kwalifiserende eienskap is dat jy op geboe, nederige hart voor hom het en bewe vir sy woord. Of in Nuwe Testamentiese taal, dat jy Jesus lief het. Dan noem Petrus die gelowiges geliefdes. Dit is in sigewend kragtig, want hulle is in die geliefde, hulle is lief vir die geliefde, en hulle beleef daarom ook die liefde van die Vader. Want Jesus is alles vir die Vader. Nou gaan ek verder, waar was ek? Nee, 4 vers 12. 4 vers 12, skies. Geliefdes, ons het nie sleg gedoen op een woord in die versie nie, nee? Nie te bad. Goed, geliefdes, verbaas julle nie oor die, hoor nou mooi. Hoor wat sê hy? Verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien nie. Ek sê nie seker julle dit mooi gehoor het. Hy sê, geliefdes, moenie verbaas wees nie. Wat my opval, is dat hy nie sê, geliefdes, bestraf die duiwel nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, moenie verbaas wees nie. Hy sê, hoe is julle verbaas? Nou, waaroor sal jy verbaas wees? Oor iets wat jy nie verwag nie. Nie waar nie? As ek byvoorbeeld met 'n rapport by die huis gekom het met aas op, sou my ma verbaas gewees het. Verbaas. Het dit nie verwag nie. Nou sê hy vir hulle, maar moenie verbaas wees nie. Hoekom verwag julle dit nie? Sê julle verwag dit mos. Hoekom sal die geliefdes dit verwag? Enige antwoord. Hy het die gehoor. Enige iemand. Wage antwoord. Hoekom sal hulle dit verwag? Enige iemand? Hoekom? Jesus mos gesê. Jesus het mos gesê. Wat het Jesus mos gesê? Hy het gesê, ek sê dit vir julle nou, sodat as dit gebeur, julle kan weet ek het vir julle gesê. Hulle gaan julle uit die sinagoges ban, so dikwels as wat hulle julle doodmaak, sal hulle dink dat hulle 'n guns aan God bewys, en dit sal hulle doen, omdat hulle my nie ken nie, en die Vader ook nie ken nie, maar laat julle harte nie ontsteld word nie. Hy het vir hulle gesê, hoekom sal hulle dit nie verwag nie? So Petrus sê, geliefdes, maar hier is 'n ander belangrike rede hoekom hy dit sê, en dis wat ons wil ontdek vanaand. Verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien nie. Nou, net vir interessantheid. Wie beproef hulle? Wag nou mooi, moet nog nie antwoord nie. Kyk mooi, kom ons lees 'n bietjie. Hou jy die vraag? Wie beproef hulle? Want die vervolging dien tot hulle beproewing. Asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle die gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word God wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Dis 'n snaakse uitspraakie. Want niemand van julle moet ly as 'n moordenaar, of 'n dief,
of 'n kwaadoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Moenie jou neus in ander mense se sake druk nie. Want as hy afgekap word, is dit nie vervolging terwille van Jesus nie. Dis as gevolg van jou bemoeisiekheid. Hou op daarmee, sê Petrus, my parafrase. Nou, maar vers 16, waar is ek nou? 16, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Nou, waarom moet hy God verheerlik? Wanneer dit met hom swaar gaan, en hy deur vervolging gaan. Hoekom moet hy God verheerlik? Wat het God daarmee te doen? Belangrike vraag. Vers 17. Want die tyd is daar, dat die oordeel moet begin, by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Julle wat val my op, sommer in die einde is, die evangelie is nie iets wat jy aanvaar nie, dis iets wat jy gehoorsaam. Sien julle daar? Daar staan dit, is nie lieflik nie. Dis nie iets waarvoor jy jou hand moet opsteek en sê, ja, sign me up, sit my op. Die evangelie is iets waaraan jy onderdanig is. Goed, vers 18. En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So, laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Kom ons vra die vraag. Wie beproef hulle? Wie moet hulle verheerlik vir die vervolging? Volgens wie se wil is dit? God se wil. Wie beproef hulle? God doen. Het jy dit al raak gelees? Nou miskien krap ek nou jou teologiese kaarte heeltemal om. Halleluja. Want dis wat daar staan. En as jy 'n teologie het, wat anders is as wat hier staan, dan is dit nie die teks wat moet verander nie. Dis jy. Of ek. So hier is 'n belangrike ding. So Paulus sê, maar hy sê dit ook vroeër. So kom ons kyk net gou na iets vroeër, voordat ek na die Ou Testamentiese gedeelte gaan. Ek wil net sien, ja, hy sê dit in 1 Petrus 1. Kyk gou daar. 1 Petrus 1, waar hy dit ook sê. Hy praat met die gelowiges, dit gaan met hulle horrel. Dit gaan met hulle baie sleg. En hy skryf hierdie woorde in vers 6. Daarin, nou om daarin te verstaan, moes jy voor dit gelees het. Ons gaan dit nou nie doen nie, ons gaan nou net aanmaak, maak jy net attent daarop. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Paulus roep hulle tot 'n vreemde vreugde, deurdat hy vir hulle sê wat sit agter die swaar kry wat hulle belewe. Ag Petrus, dankie. Wat het ek gesê? Paulus. Ag jonge, hy twee is so naby mekaar, hoor. Al twee begin met 'n P. So Petrus sê hierdie belangrike ding. In 1 Petrus 4 vers 17 en ek gaan nou vir julle die teks lees wat moontlik Petrus beïnvloed het om te skrywe wat hy hier geskryf het. Maar ek wil jou waarsku, wat jy nou gaan hoor, gaan jou effens ontstel. Die teks,
Onthou nou, die Bybel wat hulle gehad het, was slegs die Ou Testament. Die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie. Hy was in wording. So al wat hulle het, was die Ou Testament, en is juis in die Ou Testament waar hulle die openbaring ontvang het van wie Jesus werklik is, deur die Ou Testament. Dis 'n onsaglike ontdekking om te maak. So ek wil hê, jy moet saam met my lees, die skrifgedeelte wat moontlik Petrus beïnvloed het, in sy raad wat hy hulle sê, en om dit te kan doen, moet jy saam met my bly na, nou moet ek die woord reg kry, Esegiel. Dis nie Egesiel nie, maar Esegiel. Esegiel hoofstuk 9. So daar's iets wat jy moet hoor en sien. Ek gaan begin lees by vers 1. Dis nie baie versies nie, as net 11, ons gaan al 11 nou lees. En ek wil hê jy moet dit stadig en rustig saam met my lees, want wat jy nou gaan lees, het 'n ontstellende faktor binne in dit in. Julle sal nou sien hoekom. So klink Esegiel 9 vanaf vers 1, ou vertaling, wat lees, daarna het hy hardop voor my ore geroep en gesê, die hy is 'n hoofletter, praat van God wat vir hom sê, kom nader, geregsdienaars van die stad, en elkeen met sy verwoestende wapen in sy hand. Wie roep hulle? God roep hulle. En kyk, 6 manne kom met die pad van die boonste poort wat na die noorde toe lê, en elkeen met sy wapen in sy hand, om mee te verbrysel, en onder hulle 1 man wat met linne bekleed was, met 'n skrywer se inkpot aan sy heupe, en hulle het gekom en vlak by die koperaltaar gaan staan. En die heerlikheid van God van Israel het opgestyg van die gerub waar dit op was, na die drempel van die huis toe, na die drempel van die huis toe, en hy het na die man geroep, wat met die linne bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het. En die Here, weer eens hooflettertjies, Jahwe, en die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne, wat sug en steun oor al die gruwels, wat daarin gedoen word. Maar aan die ander sê hy, voor my ore, trek agter hom aan deur die stad, en slaan, laat julle oog nie verskoon nie, en moenie spaar nie. Slaan dood, grysaards, jong manne, jonge dogters en kinders, en vrouens tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie. En begin by die heiligdom. En hulle het begin by die manne, die oudstes wat voor die huis was, en hy sê vir hulle, verontreinig die huis en maak die voorhowe vol met mense wat verslaan word. Trek uit, en hulle het uitgetrek en geslaan in die stad. En toe hulle besig was om neer te slaan, en ek oorgebly het, het ek op my aangesig geval en uitgeroep en gesê, ag, Here, Here, gaan u die hele oorblyfsel van Israel vernietig, deurdat u grimmigheid oor Jerusalem uitgiet. Toe sê hy vir my, die ongeregtigheid van die huis van Israel en van Juda is buitengewoon groot, en die land is vol bloedskuld, en die stad is vol regsverbreking. Want hulle sê, die Here het die land verlaat, en die Here sien nie. Daarom ook, wat my aangaan, my oog sal nie verskoon nie, en ek sal nie spaar nie. Ek sal hulle wandel op hulle hoof laat neerkom. En kyk, die man wat met linne bekleed was, aan wie se heupe die inkpot was, het berig gebring en gesê, ek het gedoen soos u my beveel het. Ja. Ek bedoel, wat is die kans dat iemand wat 'n bemoedigende skrifgie soek, hom gaan kry in Esegiel 9? Net 'n versie vir die dag. Ek is seker, daai koringkorrel blikkie het definitief nie aanhaling uit Esegiel 9. En God sê, begin by die heiligdom. Petrus lees dit. En Petrus verstaan. En die eerste ding wat hy verstaan,
is dat die God met wie ons te doen het, sy heel eerste karaktereienskap is heiligheid. Heel eerste. Verlede week, toe lees ons van Handelinge. Hey, Handelinge, wow, woep woep, Handelinge. Opstanding, uitstorting van die Heilige Gees, yay! Ananias en Safira. Wat 'n letdown vir 'n wonderlike verhaal. Hoekom het dit gebeur? Want die God in hulle midde is 'n heilige God. Tweedens, hy oordeel alles wat onrein en onheilig is. En daarmee saam is hy beledig wanneer mense sê hy sien nie, want hy sien. En hy reageer. En derdens, en dit kom al 3 van hulle in Esegiel 9 voor, is sy onbeskryflike genade vir die wat bewe vir sy woord. Dat hy hulle merk. Openbaring praat ook van die gemerktes. Raak aan hulle nie. Maar begin by die heiligdom. Petrus sê, dis nou die tyd. Dieselfde God van Esegiel 9 begin by die kerk. En waarmee begin hy? Wel, hy begin met sy toetsing. Om die kerk te reinig. Want dis wie hy is. Sy gees word genoem in Romeine 1, die gees van heiligheid. Dis wie hy is. Daar is geen grasie in God se karakter vir sonde nie. 0. En jy sê, ja, maar daar is vergifnis vir sonde. Ja, daar is, maar nie omdat jy ekskuus sê nie. Kom ek sê dit in Engels en dit klink baie beter. God does not forgive you because you apologize. God forgives you when you repent. Don't get them mixed up. Ons dink, en daar is hierdie klakkelose tipe van houdinkie, dat as ek in die aande, nou onthou ek my pa, nou kom my pa, hoor nou hier, my pa se eie getuienis, dan party hulle by Babsfontein, dan kom hy by die huis, hoe hy daar uitkom, is 'n hele ander storie. Dan kom hy by die huis, val in die bed, en dan, jy weet, so in hierdie stupor waar hy is, en dan onthou hy, hoe, hy dog nie gebid nie, en dan val hy uit die bed uit, dan bid hy, ja, dankie vir die lekker dag, en so, en vergeef al my menigvuldige sondes, en dan moet mens afsluit met, nie omdat ek dit verdien nie, maar enkel uit genade. En jy dink, omdat jy die toorwoorde sê, gaan God, okay, in daai geval. Jy verstaan nie, en dit is om God belaglik te maak. Wie is die mense wat hy vergewe? Die mense wat buig. Not apologize, but submit. En jy kan enige vers in die Nuwe Testament gaan uithaal, jy sal apologize nêrens kry nie, soos wat ons dit verstaan nie. As ons ons sondes bely, is die erkenning dat God reg is en dat ek verkeerd is en ek draai na hom toe. Hulle vra vir Petrus, wat moet ons doen om gered te word? Beseffende dat die God van Esegiel 9 in hulle midde is. En Petrus sê, bekeer julle. Hy sê nie, vra ekskuus nie. Bekeer julle. Die gemeente van God is die vergadering van bekeerdes. Hulle het van weerstand en rebellie teen God gedraai na God. En in die draai het hulle die genade van God ontmoet. Die onbeskryflike genade wat in Christus Jesus is. Wat die oordeel namens hulle gedra het. Maar as jy jou teen Christus verset, is die oordeel wat hy gedra het nie vir jou nie. Jy sal dit self dra.
En Petrus sê, dis wat gebeur met die kerk. En nou sê hy vir die geliefdes, hy sê die swaar kry wat julle kry, het 'n baie belangrike funksie. En die swaar kry is om julle te suiwer en julle te reinig. Want raai, wat doen jy wanneer jy swaar kry? Wat doen jy? Jy hardloop na God toe. Skielik wanneer jy swaar kry, raak 'n klomp goed vir jou net onbelangrik. En dit is so belangrik dat Jesus terugkom vir 'n bruid wat rein en heilig is. En sê Petrus, verheug julle in julle swaar kry. Want die toetsing vir suiwerheid begin by die kerk van God. En as dit by julle begin en julle beswaarlik gered word, skryf hy skryf nie ek nie, hy sê, wat gaan gebeur met die wêreld wanneer daar dieselfde heilige God met hulle te doen het? Wat gebeur met hulle? Totale verwoesting. Nou, jy hoor dit van my, maar kom ons hoor dit uit die mond van iemand. Het jy jou foon by jou, papa? Het jy? Kyk gou, ek het vir jou 'n WhatsAppie gestuur nou. Hoor gou uit die mond. Ja, ek het vir jou gestuur, help met die preek. help liefie. Ja. Uit die mond van iemand in Somalië, waar die Christene soos diere geslag word. Hoor wat skryf hy. Wil jy dit hoor? Dit het verskyn op Open Doors se webblad. Papa, maar gaan jy dit lees vir ons of wat? Dan moet jy net nader aan my kom. Asseblief, want dat my mikrofoontjie opvang. Moet ek die hele stuk? Asseblief, ja. Die persoon sê, hallo Riekert, na aanleiding van vanoggend se woordskool wil ek 'n stukkie deel met jou wat ek kry van Open Doors af. It's true that the Somali church is the second most persecuted church in the world, according to the World Watch List 2026. Awias says, but do not feel bad for us. Rejoice with us because we're seen worthy to be persecuted as Christ was persecuted. Do not pray that persecution disappears and goes away, because then what's left will not be real Christianity. If we need to live a Christ-like life, there has to be a degree of persecution. If no one persecutes you physically, emotionally, or psychologically, then there's something that's not quite right. Because how come the forces of darkness don't see you as a threat, as a person of the light? Ja, uit die mond van iemand wat met sy lewe betaal vir sy geloof. Don't pray that the persecution stops. It purifies the church. Ons sit, en hierdie is nou sommer net my laaste stukkie kommentaar. Ons sit in die kapitalistiese weste. Verskoon nou die vergelyking. Maar met 'n grotesk oorgewig bruid. Wat verstik in haar eie vet. En alwaar sy kan dink, is nog meer. En alwaarvoor sy bid, is vir haar eie gemak. En haar eie drome, en haar eie ambisies en visie. Vir die bruidegom het sy lankal nie meer oë nie. As sit ons met miljoene gelowiges in dele van die wêreld wat ongelooflik swaar kry. En hulle skryf vir ons, please don't pray that the persecution stops. En ek en jy dink as fout met hulle.
Want ons kan nie aan iets erger dink, as dat dit met ons moet swaar gaan nie. En Petrus sê, jy verstaan God nie. Want as jy wil sien wat is in 'n man se karakter, as jy wil sien wat is 'n man se geloof, en wat is die stoffasie van 'n man, die inbors van 'n mens, sit hom onder druk. En dis presies wat Petrus sê. Dat hierdie vuurgloed wat oor ons is 'n beproewing om ons geloof te toets vir egtheid. En dis vir my so, hoor hierdie vreemde ding om te sê, wat 'n stuk kommentaar, wie sê dit? Dis vir my 'n vreemde soort vertroosting, om te verstaan, dat swaar kry is belangrik, en nie iets wat ek heeldag en aldag moet wegbid nie, maar dat ek het kan nader trek en Jesus binne in dit vind, en aan die ander kant uitkom, en sê, Here Jesus, hoe was U nie genadig oor my, deur al hierdie swaar kry nie, want in hierdie proses het U my verlos van myself. En die ou wat gaan skreeu soos 'n marvarkie, is die een wat die laaste ding wat hy wil hê moet gebeur, is dat hy verlos word van homself. En dit is so maklik om jouself te kamoufleer en weg te kruip, asof jy hierdie ongelooflike action-packed en fast-moving Christen is. Dit is so maklik in die omgewing en wat ons het, maar dit kos swaar kry, om te wys wat gaan reg in jou hand. Nou die dag, beleef ek 'n ding, wat nie aangenaam was nie. En ek vind my, waar ek bid, en sê, Here, ek het dit so nodig. Ek het dit so nodig. Ek het dit so nodig. As U vir my vra, sal ek sê, die laaste ding wat ek wil hê, is daai ding. Ek wil nie daai ding hê nie. Maar die waarheid is, en U weet dit, ek het daai ding verskriklik nodig. Want daai situasie maak dinge los in my lewe, waaraan ek graag vasgryp en vasklou, wat nie Jesus is nie. En dit maak my los. So Here, hoor hier, ek kan nie glo ek sê dit nie. My ore kan nie glo dat my mond waag om dit te sê nie. Ek het dit nodig, Vader. Asseblief beskerm my, deur daai goed nie van my te weerhou nie. En ek dink, wie bid dit? Wie? Ek sal sê, wie bid dit? Die geliefdes van Christus. Hulle bid dit. Dit is 'n algemene gebed. En dit is so belangrik dat jy moet verstaan, as jy jou vanaand noem deel van die gemeente van Christus Jesus, hoe jy dit ook al noem, jy kan sê gered, jy kan sê wedergebore, jy kan sê gees vervuld, watter byvoeglike naamwoord jy wil gebruik of frase om dit te beskrywe, deur dit skaar jy jou by die mense van God. Dan wil ek een ding hê, jy moet verstaan, en twee dinge eintlik. Die een ding is, jy moet swaar kry. Dit gaan wees, Jesus het jou gewaarsku. Het gaan wees, verstaan jy dit? Dit gaan wees. En die tweede ding is, dis God se manier om jou te reinig. Dit staan daar. 1 Petrus 4. En binne in dit is daar vrymaking. Nou, laat ek net ietsie sê, net 'n vrywaring. Daar was 'n streep in die kerkgeskiedenis waar mense gevoel het, hoe somberder en depressiewer jy voorkom, hoe heiliger is jy. Dis nie waarvan ons praat nie. Kan julle dit verstaan? Hy is nie 'n ou Martie, julle weet nou wie Martie is. Dis nie waarvan ons praat nie, dis nie waarvan ons praat nie, dis nie waarvan God praat nie, en dis nie waarvan Petrus praat nie. Petrus praat van die verleidelikheid van jou eie vlees en jou eie hart, en dat God, die God van heiligheid, jou daarvan wil reinig. En jy moet dit verstaan, want dis wie hy is. En die einddoel is nie om jou lewe te verswaar nie, die einddoel is om die lewe te bevry.
En dis hoekom daar die Somaliër, daai WhatsApp stuur, of die boodskap stuur wat hy gee. En ek wil hê jy moet dit verstaan. God toets sy kerk, die verlosdes, die verbind, die mense wat verbind is, die verbind is, kry so oor. Maar hy sal ook dieselfde doen met die wêreld. Wat sal met hulle gebeur? En dan skryf die skrywer van Hebreërs, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Dis geweldig. Dis waarmee ons te doen het. So as ons praat oor die vrees van die Here, dan is dit omdat ons weet wie die Here is, en 'n agting het vir hom in ons midde, en sy woorde nie as net nog 'n stukkie kommentaar op ons Facebook ag nie, maar ons bewe vir sy woord, want ons behoud en verlossing lê daarin. Kan jy dit verstaan? Dis so belangrik. Nou ernstiger en dieper en duideliker reken ek, kan ek as een mens dit nie meer oordra nie. Ons het nodig om ag te slaan nie op, want dit is God se woord. Moenie dit wegstamp nie. Kom ons bid so. Here Jesus, ek kan my voorstel wat se benoudheid slaan die disippels as hulle hoor wat U te sê het en dan sien hoe U arresteer word en verhoor word en tereggestel word en weet hulle is volgende. Wat se benoudheid moet daar wees. En dan dink ek sommer so terwyl ek dit sê in my hart aan daai selfde disippels 'n paar hoofstukke later wat voor die skrifgeleerde staan en sê, meneere, julle moet self besluit wie ons gehoorsaam moet wees, vir julle of vir God. En 'n ongekende vrymoedigheid wat kom deur die onderwerping aan die gees van God. Selfde Petrus wat sê, geliefdes, verbaas julle nie asof iets vreemds oor julle kom nie. Here Jesus, my vlees bewe wanneer ek hierdie woorde hoor, want daar is niks goeds vir my vlees in dit wat ek hoor nie. Maar daar is iets in my gees wat ongekende vreugde belewe. Om te weet dat U in beheer is, en dat U my suiwer tot die lewe. Dankie dat U in ons midde is. Dankie vir U woorde. Mag ons bevind word as die mense wat gemerk is, as die eiendom van God, om aan hom te behoort tot in alle ewigheid. Ons aanbid U, Vader, deur Jesus Christus, ons Here en Meester, in Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig.